Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe hierdie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raak geloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel, en hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al hierdie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenare jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Dis dit ons fokusverse vir ons, voordat ons, daar is nie die fokusverse nie, dit is, ek het vergeet om het uit te haal, dis eintlik Matteus vers, nee, dit is die regte vers, dis nie die numering also is nie reg nie, is vers 26 en vers 27 wat sê, die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Lees ek vir ons Sondag 51, vraag en antwoord 126 wat vra, wat is die 5de bede? En die antwoord is, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus, nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Geliefdes in ons Here, vergewe die persoon wat jou te nagekom het. Vergewe jou vrou wat op jou verneek het. Vergewe jou man wat jou Saterdag aand geslaan het. Vergewe jou kind wat jou teleurgestel het. Vergewe die vriend of vriendin wat jou verraai het. Vergewe. Een woord, een aksie, maar ek dink tog een van die moeilikste goeters in die lewe om te doen. Want hoekom sal ek jou vergewe vir dit wat jy aan my gedoen het? Jy het my lewe vernietig. Ek sal jou vergewe, maar dan moet jy. Nee, geliefdes. Vergewe onvoorwaardelik, soos God jou in en deur Christus onvoorwaardelik vergewe het. Sondag 51 is deel van die laaste 7 sondagsafdelings wat handel oor die bekende Onse Vader gebed, wat ons kry in Matteus 6. En dit is belangrik om in gedagte te hou dat ons dan in hierdie gedeelte nie eintlik net met 'n belydenis te maak het nie, maar ons het ook met 'n gebed te maak. En die sentrale gedagte van Sondag 51 is dan die gebed tot God
vir die vergewing van ons sondes of ons misdade, en dat God op hierdie wyse ons ook deur sy Heilige Gees gewillig en bereid maak om ander mense wat teenoor ons sondig te vergewe. En ons eerste hoofpunt is daarom vanoggend, die mens is in sy wese sondig en in die skuld by God. Dis wat sonde in wese veroorsaak. En die eerste deel van hierdie 5de bede, dan bid ons, vergeef ons skulde. En dan sê die katekismus vir ons, dit beteken, reken ons al ons misdade en die boosheid wat ons nog aankleef nie toe nie. Die woord skulde wat hier gebruik word in die verskillende Afrikaanse vertalings ook baie verskillend vertaal. Die 53 vertaling sê skulde, die 83 vertaling sê oortredings, 2020 vertaling sê ook skulde, en dan in Lukas 11 waar die Onse Vader gebed ook voorkom, word dit oor die algemeen vertaal met sonde. En alhoewel daar nou 'n verskil in die vertaling is die betekenis hiervan egter duidelik. Die mens is sondig, die mens oortree, en as gevolg daarvan is die mens in die skuld by God weens sy sonde. En natuurlik moet daar betaal word vir hierdie skuld. Dit is soos om by 'n restaurant te gaan uit eet, jy bestel iets, en na die tyd dan kom daar 'n rekening wat jy moet betaal. Matteus 18 vers 21 tot 35, wat ons nou net saam gelees het, lig hierdie skuld wat ons by God het, ten diepste uit. Ons lees dat Jesus aan Petrus 'n gelykenis vertel van 'n amptdraer wat die koning 'n baie groot bedrag geld geskuld het. Sy skuld was so groot, as jy die Grieks interpreteer, dan word daar eintlik verwys na 'n onberekenbare bedrag. Met ander woorde, dit is so groot dat jy kan amper nie so ver tel nie. En hierdie amptenaar is toe na die koning toe gebring en natuurlik gekonfronteer met hierdie hoop skuld wat hy het. Maar hierdie ou sit eintlik in 'n doodloopstraat. Hy het hierdie hoop skuld, hy het geen manier om dit af te betaal nie. En daarom, soos die gebruik van daardie tyd was, wou die koning hom, sy vrou, sy kinders, alles wat hulle gehad het, verkoop, sodat hy ten minste 'n gedeelte van dit wat hy skuld kon terugkry. En soos ons al in die verlede ook genoem het, wanneer ons te doen het met 'n gelykenis, dan moet ons onthou dat Jesus gebruik gelykenisse om 'n realiteit van die koninkryk in mensetaal te verduidelik, sodat mense soos ons dit eenvoudig kan verstaan. En daarom moet ons raak sien in hierdie gelykenis dat dit hier gaan oor die sondeskuld wat die mens by God het. En die skuld is van toepassing op elke liewe een van ons. Ons kan gerus gaan tel in ons lewens hoeveel keer ons al gesondig het. Ons gaan dit nie in die minste reg kry nie. Inteendeel, elke liewe dag van ons lewens, dan word ons rekening, ons skuld by die Here net groter en groter. Kom Sondag 51 praat van die boosheid wat ons nog aankleef. Sonde skuld, sonde smet. Jesus het betaal vir ons sonde skuld, dit word ons nie toegereken nie, maar ons is nog steeds met sonde besmet. So, elke keer as ons 'n brandewyn te veel drink, as jy jou buurvrou uit haar klere uitkyk, jy rassistiese goeters om die braaivleisvuur sê, oor ander skinder, raak jy net nog dieper en dieper in die skuldberede. Dis wat dit beteken dat ons sê die mens is verdorwe, is tot in die hart en tot in die diepste van sy wese is ons vrot van sonde. Ons is misdadigers wat misdade pleeg, soos Sondag 51 dit sê, misdadigers omdat ons die Here se wet oortree. Daarom verdien ons ook, soos die skrif het sê,
die volle vors van God se toorn. Daar is nie vir ons uitkom kans nie. Ons kan nie voor die Here sê, Here gee my uitstel. Ek sal nie alles terugbetaal nie, want ons kan nie. Ons hande is leeg, ons het niks om vir hom te bied nie. En daarom verdien ons ook om verkoop te word. Om verkoop te word in daai tyd beteken eintlik dat jou lewe van jou af weggeneem word. As jy 'n slaaf is, jy het nie meer 'n lewe nie, jy behoort aan iemand anders. Dit is ekwivalent van die dood. Dit is verlore, oorgelewer in 'n doodloopstraat. Ons kan absoluut niks daaraan doen nie, want ons kan nie hierdie rekening betaal nie. Maar, as hierdie gedeelte ons leer, God is genadig. En omdat hy genadig is, vergewe hy sondes. En dit bring ons by ons tweede gedeelte. God vergewe jou sondes. Ons lees hier in vers 26 hoe hierdie amptenaar voor die koning neerval en dan smeek hy hom. Hy sê, gee my tog uitstel, ek sal nie alles terugbetaal. En is eintlik baie naïef van hom, as jy gaan kyk wat 'n amptenaar in daai tyd se loon was per dag, en hy moes vir die res van sy lewe al daai geld gee, dan sou dit dalk nie eers 1% van sy skuld gedek het. Maar die koning is genadig teenoor hom. Hy skryf sy skuld af, omdat hy hom jammer gekry het. Hy is genadig teenoor hom. En weer eens die gelykenis, geliefdes, het hier 'n dieper betekenis. Beteken dat God genadig is teenoor ons. Dat God ons jammer kry oor ons situasie. En dat hy ons skuld afskryf. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade. Selfs nie eers op grond van ons bereidwilligheid om ons skuld af te betaal nie. Nie op grond van ons skynbare beloftes om die Here terug te betaal nie. Alleen uit genade. Katekismus het so mooi stel, reken ons al ons misdade nie toe nie, ter wille van die bloed van Jesus Christus. En dit is eendag ons defense, is dat Jesus vir ons gesterf het. Ons kan voor die Here kom as 'n vry mens, want Jesus Christus het my rekening betaal. God se toorn en wraak, sy haat vir die sonde, het 100% op Jesus Christus neergekom, sodat ons rekeninge betaal kan wees. Deur die kruis is ons vry mense. Ons kan soos hierdie amptenaar by die koning se paleis uitloop, met die wete dat my rekening is betaal. Ons is vergewe. Die wig wat daar tussen ons en God is nou weggeneem. En dink bietjie daaraan. As iemand iets teenoor jou verkeerd gedoen het, teenoor jou gesondig het, sê nou maar byvoorbeeld jy en jou vrou of jou man beklei met mekaar. As dit amper asof daar 'n tipe muur tussen julle begin vorm, totdat daar weer versoening gekom het, totdat daar weer vergifnis is. Jy dalk vir jou vrou sê, jammer, ek het nie die koppie en die skottelgoedwasser gesit nie. En dis wat Jesus eintlik in ons lewens doen. Die sonde bring hierdie skeidingsmuur tussen my en God. Jesus kom en hy breek daai muur af. Laat ons nogal dink eintlik aan die voorhangsel in die tempel. Dat toe Jesus gekruisig is, geskeur het. Hoekom? Simbolies daarvan dat daar vrye toegang is vir ons as gelowiges tot God. Ons kan nou in sy heilige teenwoordigheid lewe. Hoekom? Omdat ek bereid is om my skuld te betaal? Nee, ter wille van die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, ek hoop dat jy saam met my vanoggend besef dat ons die dood verdien,
as gevolg van ons sondes. Maar God kom, hy gee sy seun, sodat ons vergewe kan word vir dit wat ons doen. Hy kom eintlik soos die pa van die verlore seun. As hy by die huis kom, dan sit sy pa vir hom 'n goue ring aan sy vinger. Hy trek vir hom die beste klere aan wat daar is, die beste skoene aan sy voete. En sy kinders is weer tuis. Vergewe van dit wat hulle verkeerd gedoen het. Die rekening is betaal. Saam met Christus vasgespijker aan die kruis. Maar nou geliefdes, moet ons versigtig wees om nie in 'n slaggat te trap nie. Alhoewel ons sondes vergewe is, beteken dit nie dat ons nou maar net kan sondig nie. Inteendeel, dat ons dit eintlik as 'n vrye pas beskou om te sê dat ek kan nou maar jy sondig, want Jesus het mos my sondes betaal. En daarom is ons laaste hoofpunt vanoggend, bid steeds dat die Here jou sonde vergewe. Maar ook moet jy die vergewe wat teenoor jou sondig. Ons lees hier in vers 28 dan, dat hierdie amptenaar wie se skuld so pas afgeskryf is, buite toe gaan, en dan loop hy iemand anders raak, wat hom maar 'n paar rand geskuld het. En sien die kontras wat daar so is, miljoene rande, hierdie onberekenbare bedrag, teenoor 'n paar rand. Dan gryp hy hom aan sy keel en hy wurg hom en hy sê vir hom, betaal wat jy skuld. En op dieselfde wyse wat hy gepleit, en dan pleit hierdie amptenaar by hom, en hy sê vir hom, asseblief gee my net uitstel, ek sal jou terugbetaal. Dan weier hierdie man volstrek en hy sê, nee, hy vat hom, laat hy in die tronk gegooi word, totdat hy die skuld terugbetaal het. Hoe ironies is dit nie? Ou wat miljoene rande se skuld het, met die koning, wat nou net begenadig is, sy skuld afgeskryf is, kom hy buite en hy gaan iemand te lyf wat hom skuld. En ons sien ons self ook baie keer hierin raak, geliefdes, en hoeveel keer doen ons nie presies dieselfde nie? Hoeveel keer verwag ons van die Here om ons te vergewe, as ek iets verkeerd gedoen het, ek dalk iets gesteel het, maar die oomblik as iemand by my iets steel, dan sal die hel losbreek. En dit is wat die Here ons hieruit wil leer. Die beginsel, dat mense wat vergewe is mense wat vergewe. En die gelykenis nadat die ander amptenare nou gesien het wat gebeur, dan gaan vertel hulle vir die koning nou van hierdie ou wat miljoene rande geskuld het, iemand anders aan die keel gryp oor 'n paar rand, en dan roep die koning hierdie man en dan sê hy vir hom, jou skurk. Dan staan in die Grieks, dan staan daar so, jou slegte slaaf. Al hierdie skuld het van jou het ek afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Dan lees ons dit in vers 33. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Moes jy nie genadig gewees het, soos ek jou genadig was nie? Moes jy nie vergewe het, soos ek jou vergewe het nie? Weereens geliefdes, dieper betekenis van die gelykenis, vergewe van harte die mense wat teen jou sondig. So ons bid in die Onse Vader gebed, vergewe ons skulde, sodat ons ook ons skuldenaars kan vergewe, soos ons skuldenaars vergewe. Kan dit vertaal met sodat 'n mens nie de mekaar raak nie. Daar is nogal mense wat dink dat daar se staan vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars, dat die Here eintlik ons voorbeeld moet volg. Nee, vergewe ons skulde, Here, sodat ons kan vergewe. Laat my dit ten diepste beleef, dat ek dit ook kan bedien.
Geliefdes, eers as ons besef hoe groot ons skuld is. Eers as jy besef jy is siek, dan sal jy weet hoe waardevol 'n dokter is. As jy besef hoe groot jou skuld by die Here is, hoe groot jou sonde en ellende is, besef jy hoe groot sy genade vir jou in jou lewe is. Dat hy sy seun gegee het om vir jou te betaal, sodat jy vergewe kan word, sodat jy 'n vryman kan wees. Ek wil tog die harde woord gebruik vanoggend om te sê, hoe durf ons nie mense vergewe wat teenoor ons sondig nie. Ons miljoene rande se skuld by die Here, teenoor die paar rand wat ons naaste ons skuld. Ons dink baie keer so, Romeine 6 vers 23 wat sê die loon van die sonde is die dood. Die persoon wat verkeerd gedoen het teenoor jou moet doodgemaak word vir dit wat hy gedoen het. Gedeelte vra vanoggend vir ons, wat verdien jy vir jou skuld by die Here? In die gedeelte net voor hierdie perikoop, soos ek net nou gesê het, dan kry ons die bekende weg van Matteus 18, hoe ons moet maak as iemand teenoor ons sondig of iemand sondig. Dan kom 'n mens by die mooi uiteinde daarvan, hierdie gedeelte. Vergewe. Vergewe van harte, soos die Here jou van harte vergewe het. En as ons kinders van God is, mense wat vergewe is, mense wat vrygemaak is, dan word ons ook deur die Heilige Gees bemagtig en bereidwillig gemaak om te vergewe. Uit homself kan ons dit nie doen nie. Ek wil nie vergewe nie. Inteendeel, ek wil baie keer vergeld. Maar omdat ons vergewe is deur God, werk sy Heilige Gees die ernstige behoefte in ons om die Here se vergifnis ook te bedien aan mense wat dit nie verdien nie. Die ernstige voorneme om die Here se genade tentoon te kan stel. Maar hierdie gedeelte kom ook nie sonder 'n baie belangrike waarskuwing nie. Ons lees dat die amptenaar, omdat hy nie sy naaste vergewe het nie, oorgelewer is om gemartel te word, totdat hy uiteindelik die skuld betaal het. Hy sal altyd onthou word vir dit wat hy gedoen het. Vers 35 sê, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Dit is treffend, geliefdes. Want as jy nie die ernstige voorneme het om jou naaste te vergewe nie, beteken dit dat jy verstaan nie die Here se genade teenoor jou nie. En om te sê soos wat Jesus dit sê in hierdie gelykenis, as jy nie vergewe nie, as jy nie kan vergewe nie, dan mag dit wees dat jy dalk self nie vergewe is nie. En dan sal jy oorgelewer word om gemartel te word. Daarom, geliefdes, bid. Bid elke dag, vergewe my skulde, sodat ek my skuldenaars ook kan vergewe. Laat my die diepte van u vergifnis beleef, dat ek dit ook kan bedien in my lewe. Want deur dit te doen, verkondig ek Christus. Ten slotte, geliefdes, vergewe. Vergewe die persoon wat jy te nagekom het. Vergewe jou huweliksmaat wat dalk ontrou was. Vergewe jou man wat jou Saterdag geslaan het, jou kind wat jou teleurstel, jou vriend of vriendin wat jou seer gemaak het. Vergewe. En dit is nie maklik nie. Maar die Heilige Gees gee vir ons krag. Ons kan soms so vol trots wees wat 'n sonde op sy eie is. Mag die Heilige Gees ons bereid maak om die Here se genade te kan bedien. En dan die
wie genade, aan die wie genade betoon is, betoon genade. Die wat van harte vergewe is, vergewe ook van harte. Amen.